Hartlik goeiemôre vriende, dit is lekker vakansie, die 14 Desember. Ons welkom by ons digitale erediens. Dit is lekker vakansie en ons is baie bly om vanoggend ook gedagtes met u te kan deel, daar waar u jouself ook al bevind. Ons tema vanoggend is die beloofde land. Ons dink miskien waar ons op pad is heen, op hierdie stadium van die jaar, gaan ons 'n bietjie see toe, gaan ons 'n bietjie op die strand wees, 'n bietjie roomys eet, of gaan ons miskien daar in die Kaap lekker gaan kuier en 'n bietjie by die wynplase gaan kuier, miskien daar aan die Weskus, daar die pragtige Weskus, sy lieflike strande, dit te kan geniet. Of miskien is jy in die Bosveld hierdie vakansie, en daar die wonderlike stilte, daar die lieflike Bosveld, pragtige bome, die natuur skoon om dit te geniet. Of miskien is jy hier in Pretoria, waar dit ook eintlik 'n beloofde land op sy eie is in Desember. Dit is lekker stil hier, dit is lekker parkering en ons kan lekker winkel toe gaan en ook die stilte 'n bietjie geniet. Die klein stukkie van die beloofde land wat vir ons voor lê hierdie paar maande, hierdie paar weke wat vir ons voor lê, om dit te kan geniet, in te neem, in te drink, daar die saligheid, daar rustigheid, 'n bietjie beloofde land. As ons na Israel se geskiedenis kyk, sien ons dat hulle het ook hierdie beloofde land in gedagte gehad. Voor ons te ver gaan, kom ons vra die Here se seën op ons gesprek vanoggend. Liewe Vader, U is die groot koning, U is ons herder. U is lief vir ons en U beloof vir ons 'n beter lewe, 'n beter wêreld om na uit te sien, maar ook in hierdie lewe om deel van die beloofde land te wees. Seën ons dan nou in ons gesprek in Jesus naam. Amen. Ja, ons het 'n bietjie begin praat oor Israel en die beloofde land en hoe die Here gekom het en vir Abraham geroep het, gesê het, ek gaan vir jou 'n land gee. Jy moet trek, jy moet jou goed pak en jy moet op reis gaan. En so het Abraham geluister en hy het dit gevolg. En so deur die tye wat sou kom, het die Here ook deur Moses gespreek en vir hom daar by die brandende bos gesê, ek wil hierdie volk na die land van melk en honing toe vat. Wat 'n wonderlike beeld. 'n Beeld van oorvloed, 'n beeld van rustigheid, waar ons kan ontspan en net ons lewe kan uitlewe, geniet. Land van melk en honing. Hoe Josua gekom het en haar die volk uit in Israel ingelei het en die land in besit geneem het en dit wonderlik was vir hulle om dan uiteindelik tot rus te kom. En hoe die hoogtepunte, die glorie van Dawid en Salomo, hoe dit plaasgevind het en werklik die volk wat sy reg gekom het. Maar dan die afvalligheid en die skering van die ryk en die ballingskap wat kom en die terugkeer uit die ballingskap en die glorie wat nooit weer so herstel is nie. En dan ook daardie intertestamentêre tyd wat ons min lees van in die woord. Alles wat daar gebeur, 'n tragiese geskiedenis. En dan 65 voor Christus. Die Romeine wat kom in hierdie land weer onder hulle juk plaas. En hier staan Jesus op. En hy praat weer van 'n oorvloed, 'n wêreld van oorvloed. Hy beloof weer, ek sal julle lewe gee. En lewe in oorvloed. En ons teks vandag in Johannes 10, vers 1 tot 14. Kom ons lees saam. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en hy lei hulle uit. Wanneer hy al die skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit, en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie begryp wat hy vir hulle sê nie. Jesus het toe weer gesê, amen, amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Die skape het egter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. 'n Dief kom net en steel, slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.
die huurarbeider wat nie herder is nie. En dan weet die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug, en die wolf vang en verjaag hulle, omdat die man 'n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en my eie ken my. Tot sover, 'n treffende metafoor wat Jesus hier gebruik, van 'n skaapkraal. En in daardie tye, miskien in die landelike omgewing, het 'n paar gesinne huise wat baie naby mekaar gebou was, eintlik 'n kompleks met miskien 'n groot binneplein. En dit is waar die skape meestal geslaap het, die diere ook geslaap het. En wanneer dit nou donker word, is al die skape ingekom, miskien 2 of 3 families in, en dan het hulle eintlik half saam met die mense vir veiligheid, om vir diewe en rowers wat hulle miskien net wou kom vang en slag en steel, en dan ook hierdie beeld van dat daar gevare is daar buite. Daar's miskien 'n herder, iemand wat gehuur word om hulle op te pas, wat nie die loyaliteit vir die skape het nie. En dan die goeie herder wat in die oggend kom en dan die skape moet uitneem om te gaan wei. En dan is daar miskien 2 of 3 families se skape by mekaar en dan roep hy hulle. En dan kom net daai skape wat aan hom behoort, dan lei hy hulle uit. En hy loop voor hulle. Dis nie asof hy agter hulle moet loop met iets om hulle mee te raps nie. Hy lei hulle uit. Dit is hulle volg hom van nature, want hulle weet, hy neem hulle na 'n goeie weiveld. 'n Weiveld waar daar voedsel is, waar die gras lekker groen is, en hulle weet dat hulle kan hom vertrou. En hierdie wonderlike beeld wat Jesus sê, en hy pas dit toe op hierdie groter geskiedenis van Israel, en hy sê, die herders wat voorheen nie was, hulle was nie lief vir die skape gewees, en die skape het ook nie na hulle geluister, en miskien het hy ook verwys na die hartseer geskiedenis tot op hierdie punt van ongehoorsaamheid. En hoe hy gekom het om daardie lewe te bring, lewe in oorvloed. En daardie teks, as ons na die grond al gaan kyk, dan is dit om lewe te baie meer te hê wat nodig is. Dit is 'n oorvloedige lewe. En ons wil 'n bietjie vandag stil staan en wat dit beteken. Lewe in oorvloed, wat daardie ondertone van die beloofde land, daardie rustigheid, daardie oorvloed, daardie ontspanning, en dit is ook miskien wat ons nou in hierdie volgende paar weke gaan belewe. Ons bietjie stil staan daarby. Wat beteken dit? Is dit besittings? Is dit eiendom? Is dit vermoëns? Is dit status? Is dit prestasies wat ons kan wys? Al die dinge wat die wêreldse standaarde vir ons gee om te meet, en dit is ook goed om ambisie te hê en ook dinge te bereik. Maar is dit wat hiervan gepraat word? Ek het gekom om vir jou lewe te gee, en dit in oorvloed. En so lei Jesus ons in hierdie kudde wêreld in, om deel van hierdie kudde te wees. In Johannes groter omgewing van Johannes Evangelie, het ons weer gaan kyk na hierdie kudde wêreld, hierdie wêreld waar die hemel en die aarde aan mekaar begin raak. En is dit nie wonderlik nie, om te dink dat in hierdie tyd wat ons die koms van Jesus in gedagte het, dat ons dink daaraan hoe die hemel aan die aarde geraak het, en steeds raak. En hy, in hierdie kudde wêreld wat hy ons inlei, is 'n wêreld wat eintlik verstommend anders is as wat ons baie keer dink. Dit is half metafisies, dit is groter as die fisiese werklikheid. Die Newton-wette help nie eintlik om al hierdie situasies te kan verklaar nie. En Nathanael, wat geroep word as 'n disipel, en Jesus wat vir hom sê, ek het jou al gesien toe jy onder die vyeboom gesit het. Nathanael is verstom, en hy sê verstom hieroor. Jy gaan die hemel oop sien, jy gaan die engele op en af sien klim. Dit 'n metafisiese wêreld, 'n wêreld wat groter is as wat ons kan verklaar, net deur die wetenskap. En Nikodemus wat hoor van 'n weergeboorte, en hy is verstom, en Jesus sê vir hom, as jy verbaas hieroor, ons vertel vir julle van die aardse goed, en julle kan dit nie glo nie. Wat van as ek julle van die hemelse goed vertel? Die groter kosmos waarvan ons deel is, in 'n hemel wat in 'n aarde begin raak. Jesus wat kom, en hy nooi ons in hierdie kudde wêreld, en hier waar ons in die op pad na die beloofde land is, die ewige beloofde land, maar ons is hier reeds, in hierdie kudde wêreld, 'n
praat ook van 'n fontein wat in jou binneste ontspring, 'n water wat geestelik uit jou uit opwel. Dis 'n wêreld van oorvloed. Hier kom water in 'n dorre land, en dan praat hy van brood wat nie vergaan nie. Dis nie gewone brood nie, dis brood wat ewige versadiging bied. Dis 'n ander wêreld. Dis 'n wêreld waar jy ook sê, julle sal groter dinge doen as ek. Dis nie net, ons kry die belofte dat ons in hierdie metafisiese wêreld, hierdie groot wêreld, groter as wat ons ken, in kan inbeweeg, en in deel daarvan, die wêreld, as 'n deel van die kudde, van die goeie herder. Die wêreld waar ons deur die waarheid, ook van ons sondes, bevryding kan kry. Waar ons harte kan ontbloot vir die Here, en hy ons kan reinig, en hy vir ons die lus kan gee van die goeie, en dit wat reg is, en dat het vir ons lekker begin smaak, en dat sê, die verkeerde ou goed kan ons een kant sit, en dat het nie meer, dat het sy smaak verloor, die verkeerde dinge laat het uit ons lewe uit, wanneer ons fokus op hierdie wonderlike goeie herder, wat vir ons hierdie lewe kom gee. Terwyl baie mense nou op reis is hierdie paar dae wat kom, en dink ons miskien aan om so tog aan te pak en see toe te gaan of te reis. En hoe belangrik is ons reisgenote nie? Goeie geselskap in die kar. Dit is lank om saam in die kar te sit. En hoe lekker is dit om goeie geselskap te hê en lekker met jou familie saam goeie vriende saam te kan reis, 'n reis te onderneem. Die beloofde land waarvan Johannes Evangelie praat, gaan nie noodwendig oor waar dit is nie, die plek van die beloofde land nie. Dit gaan oor hierdie reis. Dit gaan oor ons reisgenote, saam wie ons reis. En hier speel die herder die belangrike rol. Die herder wat hy skape roep op hierdie reis. Kom saam met my, ek gaan julle neem na hierdie plek te van oorvloed. En so hoor ons dat dit is nie die uiteindelike bestemming. Dit is nie die plek waar die beloofde land is nie. Dit is saam met wie. En wanneer ons dan stil staan by hoe kan ons deel word van hierdie kudde, is die herder se stem baie belangrik. Die herder praat en hy roep die skape. En in Johannes 5 word het verder uitgelig en hy praat van die dooies sal sy stem hoor. Nou praat hy nie vir mense wat dood is, hy praat vir mense wat, en die tyd is nou, wanneer hulle die stem van die Here sal hoor. Ons kan ook geestelik half nie lewe nie. En daardie herder se stem wat deurdring na ons harte toe en praat met ons en ons roep. En die tyd is nou, en hy roep ons om deel van daardie kudde te wees. En dan weet ons ook dat soos 'n Lazarus wat oorlede, wat dood is, en die herder kom en hy sê vir sy disippels, kom ons gaan maak hom wakker, ek gaan hom wakker maak. Die Here gaan en hy roep vir Lazarus. Lazarus, kom! Hy staan op, die dooi is Lazarus, wat sy stem hoor. Die stem van die herder wat nie die grense wat ons ken as grense, maar die metafisiese wêreld, waar die kudde leef in daardie spasie tussen die hemel en die aarde, waar die wonder normaal is, en Jesus wat kom en hy roep ons, en hy kan 'n dag wees wat almal sy stem gaan hoor. Eintlik gaan almal sy stem hoor. En dit is nou die regte tyd om na die stem op te antwoord. En wanneer ons dan kyk na ons reisgenote, saam wie ons op pad is, en Jesus verduidelik dat die ewige lewe in Johannes 17 vers 3, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, en Jesus Christus. En dan Jesus wat ook sê, ek stuur die trooster, ek stuur die Heilige Gees, om by julle te kom wees.
En Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom aan die Vader, behalwe deur my nie. Ek is die weg. Hierdie pad wat ons stap, is saam met Jesus. En dit is deur die inwoning van die Heilige Gees en die Vader wat by ons kom woon. Ons reisgenote op hierdie pad is die belangrikste. Dat ons deel is van 'n hemelse geselskap. God wat uitreik na ons toe en met ons hierdie pad wil stap en hierdie kudde wil versorg en beskerm. En ons weet dit gaan nie altyd maklik wees nie. Jesus het ook gesê, die skape lewe eintlik gevaarlik. Hulle lewe hier tussen wolwe en hier is diewe en hier is mense wat hulle wil leed aandoen. En ons word uitgedaag om te midde van hierdie gevaar nog steeds saam met ons Skepper, saam met ons Herder, saam met die Heilige Gees elke dag te lewe om hierdie dinge gevare wat na ons te kan kom wanneer ons hierdie pad stap, die hoof te kan bied en te kan weet ons is op reis na hierdie beloofde land, hierdie wonderlike beloofde land wat hy gedagte het. En Johannes 14 vers 4 het stel dit so pragtig wanneer Jesus eintlik wil begin raad gee oor as hy nie meer by hulle is nie. En hy sê maar julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het vir ons geleer om op hierdie pad te kom. Die pad na hierdie wonderlike beloofde land toe. Julle ken die weg. En so nooi hy elkeen van ons om deel van hierdie kudde te word. In hierdie tyd van verkwikking, tyd van rus, tyd van om bietjie van die beloofde land te ervaar. Ook te weet, ons doen dit saam met goeie geselskap, ons doen dit saam met die Here, ons doen dit saam met hy wat by ons is, ons Herder se stem wat ons kan hoor. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, U is die goeie Herder en dankie dat daardie herders te gekom het in die veld terwyl hulle daar by hulle skape geslaap het, hulle opgepas het. En jy daardie wonderlike aankondiging gemaak het, 'n kosmiese aankondiging. Here dat die goeie herder nou gekom het. En ons sien so uit, Here, om in die volgende paar weke weer te herinner te word aan hierdie goeie herder wat gekom het, om ons uit te lei en lei na daardie land van lewe, van oorvloed. Here, gee vir ons daardie lewe in ons, daardie water wat fontein in ons is, daardie brood wat nie vergaan nie. En gee dat ons in hierdie tyd van verkwikking en van rus ook getuies sal wees van hierdie reis waarop ons is. In Jesus naam. Amen. Vriende, net 'n paar afkondigings vir die paar weke wat voorlê. Ons is besig met ons preekreeks. Vandag die beloofde land. Volgende week gaan ons praat oor die meesterplan wat ontvou word en Cornel wat vir ons daar gaan voorgaan. Dan die 25 Desember 'n verlosser is gebore, Marke wat dan op Kersdag ons gaan daardie boodskap bring. Ook volgende die paar weke daarna, 28 Desember, bron van hoop. 4 Januarie van nou af sal jy mense vang. Dan die 11de, die noodsaaklike alternatiewe pad. En ons sien uit om ook saam met u hierdie interessante onderwerpe en wonderlike onderwerpe te kan bestudeer. Ons dankoffers, onthou asseblief in hierdie tyd wat ons ook feestelik gaan wees om die dankoffers jy weet, daar getrou te wees, dat die sake van die Here ook goed uitgevoer kan word. Maar is ook nog tyd vir die lofoffer. Ons het reeds 'n goeie bedrag ingesamel en ons nooi steeds uit om daar steeds 'n bydrae te kan maak in die pad so opsien. Die 14de, dit is Sondag vandag, gaan ons na erediens kerspakkies pak vir Faros en dit sal in die jeugsentrum plaasvind. So dit is iets wat as jy ook hier reg oop sien om ons daar te kan help. Daar's Kersfeesprojekte, skryfbehoeftes vir slimkoppe, hampers vir haweloos is op Kersdag en dan 'n Kersfees vir families of families Kersfees kospakkies gaan ontvang. Dit wat ook bespreek is. Ons versoeningsdag diens is hierdie jaar by Ferry Glen gemeente
en dit vind op die 16 Desember om 9 die oggend plaas. Dit is 'n Dinsdagmôre. So baie welkom daar. Dan het ons 'n deelloop nagmaal die 31ste van 10 tot 12 die oggend of van 4 tot 6 die aand. Jy is baie welkom ook dan die jaar so op 'n geestelike hoogtepunt af te sluit. Vaders in die kerkkantoor sluit die 12de Desember en maak weer die 12de Januarie oop. Ons leraars aan diens Cornel van 10 tot 28 Desember en 5 tot 11 Januarie en Marco 22 Desember tot 11 Januarie en die selfnommers wat beskikbaar is op die webblad. Ons gemeentekamp, die weesgerus 6 tot 8 Maart. Ons weet as ons so wegspanning met die jaar dat mense hier in vroeg in Maart het jy versekerde blaaskans nodig. Dit is by weesgerus en daar is ook baie meer keuse van fasiliteite, akkommodasie. So as jy wil kamp of jy wil in chalets woon, daar is absoluut die geriewe om dit te kan geniet. Een sterfte, Gert Wolkers, is oorlede en ons innige medelee en simpatie met sy vrou Annetjie en die familie. Ontvang dan die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die soete gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen.